In 'n wêreld waar hoë insetkostes en verbruikersbehoeftes deurslaggewend is dit belangriker as ooit dat rooivleisprodusente lammers produseer waaruit nie net die produsent nie, maar ook die volgende skakel in die waardeketting voordeel sal trek. Nou, Annelet Jordaan van BKB het onlangs 'n artikel getiteld Vertikale groei in die lamkraal geskryf en ons praat juis met haar hieroor. Annelet, baie welkom. Hierdie onderwerp kom vanuit 'n skaapvoerkraalprojek wat daar in die Hannover distrik aangepak is. Vertel ons bietjie meer daarvan. Hallo Lise, dankie vir die geleentheid. Ja, in 2024 het 'n klompie boere in die Hannover distrik besluit, maar hulle wil meer van die lam afrondfase weet. So dit was hierdie jaar die tweede jaar en dit begin 'n klompie boere en dit raak elke jaar net beter. Ons gaan al volgende jaar, gaan dit al die derde jaar wat ons gaan doen. Nou die rede hoekom dit gedoen het, ek dink is al 'n paar redes. Die eerste een is nie almal noodwendig rondhok af sy eie lammers nie. Party lewer aan 'n voerkraal. Maar wat doen jou lammers? Weet jy hoe doen jou lammers die volgende waardeketting? Wat is die potensiaal van jou lammers? En hoe beter is dit op eie bodem bietjie te meet en dan te sien, maar wat weet ons nou eintlik? So ons het lekker data versamel in terme wat ons daar gedoen het, wat gaan alles dat hierdie produsente kan meer leer oor hoe doen hulle lammers in so 'n stelsel. Nou wat was van die tendense in lamproduksie wat julle raak gesien het? So ek dink wat nogal die interessante ding is nou dalk vir die paar datapunte wat ons versamel het was gewigte gewees. Dit was elke 2 weke geweeg. Ons elke kraal so hoeveel voer 'n groepie diere geëet het gemeet. Ons het hulle woldata gemeet. So al hierdie kom in by die tendense van ons is baie keer so dat ons aanvaar het hoe dinge is. En hierdie het so 'n bietjie die norm begin challenge. So een van hulle is definitief elke kilogram jy kan toevoeg het winspotensiaal. En dan gaan dit daaroor. Maar het gaan oor hoe goedkoop kan jy daai lam afrond in jou omstandighede. Verder is om te sien, maar hoorie, ons dalk hierdie konsep of hierdie idee of die persepsie oor iets, maar eintlik met ons 'n lam op hierdie gewig slag. So om almal gelyk te slag was definitief iets wat ons nie moet doen nie. So dit kan mens sien. En dan natuurlik het hoe die weer die beïnvloed het. Daar so net na hulle geskeer is, toe kom maar lekker ek wil sê 'n koue front verby en hoe die diere toe nou 'n week langer gestaan het. So al hierdie goeders is hoe affekteer alles. Ek dink ons is geneig om te sê net GDT. Maar hier het ons gesien al die faktore wat rondom dit speel om 'n winsgewendheid van die lam raak te sien. Annelet, gesels met ons oor lamgroei in afrondingstoestande. Dit sluit definitief aan by die vorige een. Nou ons is baie keer besê ja, maar hierdie lam groei dalk te stadig of dit is sy groei van GDT, gemiddelde daaglikse toename is die algemene tendens wat in voerkraal van gepraat word. Maar as ons gaan kyk, ons eintlik groot as 6 winsdrywers van voerproduktiwiteit. Jou begingewig, jou eindgewig, jou voer wat jy gee, jou weer, jou bestuur, jou variasie. So al hierdie goeie speel 'n rol waar ons dalk net na een faktor gekyk het, kon ons toe maar sien maar hoorie, okay, lamgroei afrondingsstelsels. Daar's altyd variasie. Hoe gaan ons dit bestuur? En die uniekheid daarvan, ek bedoel, dit is nie een ou boer dieselfde nie. So hoe kan aan die volgende ou dieselfde as die vorige ou doen? Maar watter stelsel werk vir jou om jou lam se potensiaal te bereik? Nou of dit 'n stoorlam is, of ek dalk sê maar hoorie, ek wil die optimale lam vir die volgende ou die ketting gee, of ek rond self af. Hoe maak ons daai dat dit randpersent optimaal is veral in die tye met die insetkoste wat so styg? Nou in die artikel praat jy oor die waarde in produksiegedrewendheid. Wat bedoel jy daarmee? Yes. Nou dit is alweer ons praat baie keer oor die kostes. Ons is baie maklik om net te praat van dit kos soveel. Moet my nie verkeerd verstaan nie, ek sê nie die goed is goedkoop nie. Wat vir my baie belangrik is, wat produksiegedrewe beteken is, ons kyk baie keer vas in die R5 wat ons nou moet uitgee, maar ons kan R30 van die R5 maak. So produksiegedrewe, ek wil sê boerdery gaan oor, hoe gaan ek optimaal boer? Raak my oë dragtig, van as ek hoe meer lammers ek het, hoe meer kan ek dalk afrond. Alles speel in, maar dit gaan alles oor produksie. Waar koste speel 'n rol om produksie te kry. Maar dit help ook nie ons het swaar die koste en ons produksie regverdig nie die koste nie. So ons bietjie begin praat, plaas van koste gedrewe te praat, het ons bietjie begin praat van produksie gedrewe. Beteken dit is, hoe kan ek hierdie gebruik om my produksie optimaal te doen?
So Annelet, wat was julle bevindinge en watter aanpassings kan op 'n plaas gemaak word? Okay, daar was nog wel 'n paar en ek wil sê lekker verrassings, maar ook goed ons gehoord om te sien. Eerstens is wat by bestuur kom is en infrastruktuur. Ons is baie gemaklik ons jagieskape in die kraal. In 'n voerkraal kan ons nie geslagte meng nie. Geslagsryphede van diere verskil. So dit beteken 'n rammetjie is vroeër as byvoorbeeld 'n hamel, so moet nie saam meng nie van die een gaan die ander nou wat ek sê nie afknou nie, maar om sy groei beïnvloed. Verder is dit ek wil sê die wol. Ons onderskat baie keer die effek van wol in 'n voerkraal. Nou 'n lam wat nie sy vleis kan dalk optimaal geld maak nie. Elke bietjie ekstra wol is nog waarde toevoeging van tog groei die dier. Of hy nou net vleis groei of nie, die wol groei saam met dit. Verder is dit variasie is deel van die game. Op die oomblik het ons hierdie projek het ons so gewys dat die lammers nog afgeklim het. Dis 'n tipiese wil sê groep lammers wat by 'n voerkraal ook afklim. Is hoe bestuur ons daai variasie? Ons het gegaan, ons het die lammers in 4 groepe verdeel volgens hulle gewigte. Dat ons dieselfde groep diere bymekaar kan hê en hulle geslagte dat hulle optimaal kan kompeteer. Ek glo dat die sosiale gedrag is een van die onderskatte goeters van, ek wil sê dis voerkraal. En dis waar die groepering deurkom. Verder is my gewys of jy self afrond of nie is, daar's geld te maak in skape, kom ons begin daar. Verder in die voerkraal ook, maar dis presisie bestuur. Ons kan nie meer net wil ek sê laat gaan nie. So of jy nou afrond of nie afrond nie, jou kwaliteit lam, jou produk wat jy lewer, moet optimaal wees om in die volgende fase te gaan. So dit help nie ons wil beter pryse dalk hê, maar die lam wat ek lewer is nie op standaard nie. So ek dink die grootste ding is dat daar's meer as een faktor. Ons is so gewoond ons praat van hy groei te stadig. Maar wat as hy ook stadiger groei met dalk ek wil sê dalk nie so duur nie in jy kan op lande afrond byvoorbeeld, maar jy maak nog steeds wins op. So ek dink dit raak al meer opgewonde van ons volgende jaar se inskrywings maak nou ook Januarie oop. So ons leer elke jaar net meer oor wat ons dalk gedink het ons weet, maar hier's of bevestiging of ons bewys die teendeel. Annelet, baie dankie en baie sterkte ook met hierdie projek ook in ander streke, miskien volgende jaar in 2026. Ons het vandag gesels met Annelet Jordaan van BKB oor 'n vertikale groei in die lamkraal.